Goeiemôre my broer en suster. En goeiemôre almal by die huis ook. Baie welkom by vanoggend se erediens. Die wonderlike voorreg wat ons het om ook in hierdie ruimte saam met ons broers en susters in die geloof, hulle wat hier is en hulle wat by die huis is, in 'n ontmoeting met die Here kan ingaan. As die Here ons spaar en ons is in die lewe nog volgende Sondag, glo ons dat daar heelwat meer mense in die kerk sal wees, maar dit beteken nie dat ons nie al die nodige voorsorg sal tref nie. Dit sal nog steeds in plek wees, maar ons kan heelwat meer mense kan nou ook hier akkommodeer. Ons kan baie naby aan die maksimum kom oor wat die voorskrifte is ook dan nou. Kom ons kyk waarby ons dan nou uitkom. Gemeente, my vertroue is dat vanoggend se ontmoeting met die Here, julle in julle persoonlike omstandighede, dit waarmee jy dan nou so intens in jou gedagtes of jou hart worstel, dat jy sal sien en beleef dat jy nie alleen is. Dat daar hierdie eeue hier kinders van die Here was, mooi kinders van die Here, diep gelowiges was, wat ook met baie dinge geworstel het. Maar in hulle worsteling het hulle die almag, die genade en die liefde van God beleef. En hulle het ook 'n bepaalde reaksie op daardie ingryping van God in hulle lewe ook gehad. Mag julle dit ook so vanoggend beleef. Ons toetrede lied vanoggend plaas ons daarom in die regte stemming. Lied 72, wees stil, want die Heilige is hier in ons teenwoordigheid. Kom buig nou voor hom neer met eerbied en ontzag. Erken sy heiligheid en sy geregtigheid. Wees stil, want die Heilige is hier in ons teenwoordigheid. Ons toetrede lied 72, daarna bly julle staan, wanneer ons dan nou ook die foto en die seëngroet gaan hê, die foto waar die musiekbediening ons sal lei dan nou ook en die seëngroet en dan onmiddellik daarna ook onaangekondigde Psalm 514, ons geloof en ons vertroue in die Here God Almagtige.
gemeente genade en vrede vir julle, van God ons Vader. En die Here Jesus Christus wat homself vir ons sondes gegee het, om ons te verlos uit hierdie goddelose wêreld, en so die wil van God ons Vader te volbring. Aan God kom die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. My broer en my suster, om te kan hoor en te verstaan wat God in sy woord vanoggend vir ons wil sê. Is dit belangrik dat ons sal besef dat die woorde wat ons lees vanoggend nie die woorde van mense is nie, maar die woorde van God deur mense vir mense. En om hierdie woord so te verstaan en dit ook deel te maak van ons lewe, terwyl die mense bly sit, kom ons word stil in gebed voor die Here. Ons Vader wat in die hemel woon, ons dank U dat U deur die Gees ook in ons woon. Dat U deur die Seun mens geword het. Immanuel, God met ons. God alomteenwoordig. God almagtig. By ons, in alles wat elke dag met ons gebeur. En ons loof U en ons prys U daarvoor. En daarom is dit ons gebed vanoggend dat U wil sal geskied. Tydens hierdie ontmoeting met U vanoggend, hierdie erediens, net soos wat U wil in die hemel ook geskied. Dankie vir die brood waarmee U ons elke dag seën. Goeie gesondheid, 'n helder verstand, krag, Here, loyaliteit en ywer om elke dag op te staan en werk toe te gaan. En daardie werk, Here, waarmee U ons geseën het, sodat ons ook ons verantwoordelikhede en ons verpligtinge teenoor ons gesin, ons roeping in hierdie wêreld te kan nakom, dat ons dit
kan doen, Here. Maar Vader, ons weet, daar is baie van ons broers en ons susters, baie in ons vriendekring wat swaar gedryf is, wat werkloos is, en ons bid vir hul elkeen. Ons bid dat U ook aan 'n noodkreet sal hoor, dat U ook voor hulle die regte deure sal oopmaak, waar ons kan help, dat ons dit met liefde, U goddelike liefde sal doen ook. Here, vergewe ons sonde, en lei ons asseblief nie in versoeking nie. Gee vir ons die krag om nee te kan sê. Maak ons oë oop, sodat ons die verleier sal erken, wanneer hy oor ons pad kom, en ons tot ander insigte probeer oorleef. Hou ons in die geloof waaksaam en nugter, Here, dat ons elke dag soos U kinders sal leef, binne U wil en gehoorsaam aan U woord. Want al die eer, al die heerlikheid, al die krag, van ewigheid tot ewigheid, behoort alleen aan U, ons Vader, ons Heer, ons Verlosser, ons Trooster en ons Leidsman. Dit bid ons in die naam van Jesus. Amen. As julle julle Bybels vanoggend oopmaak, blaai asseblief na 1 Samuel. 1 Samuel, ons gaan die eerste 5 verse lees, en dan verse 9 tot 18, 20 tot 22, en dan ook 24 tot 28. Dit gaan met die verhaal van Elkana en sy vrou Hanna. Maar die klem word nie geplaas op die kinderloosheid, maar die moederloosheid en die desperaatheid. Maar dan ook die wonderlike uitkoms, wanneer die Here God ook in hulle lewe ingryp. En daarom is die verhaal van Elkana en Hanna ook ons verhaal. Hulle storie is ook jou storie in 2020. 1 Samuel hoofstuk 1. Daar was 'n man uit Ramathaim, 'n Sefiet, uit die Efraimsberge. Hy was Elkana, seun van Jerugam, seun van Elihu, seun van Tohu, seun van Sif uit Efrata. Hy het 2 vrouens gehad. Die een se naam was Hanna en die ander se Penina. Penina het kinders gehad, maar Hanna nie. Elkana het elke jaar uit sy stad uit na Silo toe gegaan om te aanbid en aan die Here die almagtige offers te bring. Elisefees seuns Hofni en Pinias was in Silo priesters van die Here. Elkana het gewoonlik op die dag wanneer hy geoffer het, die hele van die offermaaltyd aan sy vrou Penina en al haar seuns en dogters gegee. Alhoewel hy vir Hanna lief gehad het, kon hy vir haar elke keer net 1 deel gee, want die Here het haar kinderloos laat bly. Van vers 9. Op 'n keer, na die offermaaltyd in Silo, het Hanna opgestaan terwyl die priester Eli op sy stoel langs die deurposein van die tempel van die Here gesit het. Sy was bitter hartseer, en terwyl sy tot die Here gebid het, het sy onbedaarlik gehuil. Sy het 'n gelofte afgelê en gesê: Here, Almagtige,
as U tog op my ellende wou let, en aan my die dienares wou dink, en my nie vergeet nie, en aan my 'n seun gee, sal ek hom sy lewe lang aan U gee, en as teken daarvan sal sy hare nie afgesny word nie. Sy het lank tot die Here gebid, en Eli het stip na haar mond gekyk. Hanna het in haar gedagte gepraat, net haar lippe het geroer. Eli kon nie haar stem hoor nie, en daarom het hy gedink, sy is dronk. Hy sê vir haar, hoe lank wil jy dronk bly? Loop, word eers nugter. Maar Hanna het geantwoord, nee meneer, ek is maar net 'n vrou wat diep te neergedruk is. Ek het nie wyn of bier gedrink nie, ek het my hart uitgestort voor die Here. Moet tog nie dink, ek is 'n slegte vrou nie. Dis voor my groot smart en leed, dat ek so lank by praat het. Toe sê Eli, wees gerus en gaan na haar. Die God van Israel sal aan jou gee wat jy van hom afgesmeek het. En sy het gesê, mag dit vir my wees, soos U sê. Sy het geloop en gaan eet, en sy was nie meer bedruk nie. Vers 20. Nadat hulle thuis gekom het in Rama, het Elkana gemeenskap gehad met sy vrou Hanna, en die Here het aan haar gedink. By die wisseling van die jaar was Hanna swanger. Sy het 'n seun in die wêreld gebring en uitgeroep, sy naam is Samuel. Van die Here het ek hom afgesweep. En dan ons laaste gedeelte van vers 24. Toe sy hom gesteel het sy hom saamgeneem en ook 'n 3 jaar oud bul, 16 kilogram meel en 'n kruik wyn. Sy het hom as klein seentjie weggebring na die huis van die Here toe in Silo. Elkana hulle het die bul geslag en die seun na Eli toe gebring, en Hanna het gesê, ekskuus meneer, U sal my nie glo nie, maar meneer, ek is die vrou wat hier by U gestaan het om tot die Here te bid. Om hierdie seun het ek gebid, en die Here het aan my gegee wat ek van hom afgesmeek het. Ja, van die Here het ek hierdie kind afgesmeek. En nou sal hy sy lewe lank iemand wees wat van die Here afgesmeek is. Toe het hulle daar die Here aanbid. Ons lees net tot daar in die woord van die Here. Gelukkig is elkeen dan sal ons hierdie woord hoor, dit glo, en omdat ons dit glo, elke dag ook daarvolgens leef. Geliefdes, kom ons sing Gesang 516, Gesang 516 wat iets van hierdie leegheid, maar ten spyte van hierdie leegheid wat daar binne in baie van ons is, ook 'n nogtans geloof is. Nogtans sal ek juig, want my Here is my redder, en my redder gee vir my die krag wat ek nodig het. Kom ons sing hartlik saam Gesang 516, al sou dan ook die vyeboom nie word.
Ons het die voorreg om vanoggend hier te kan sit. Ons het die voorreg om deel te kan wees van die erediens. Ons het die voorreg om deel te kan wees van 'n gemeenskap van gelowiges, wat baie meer is as net ons 50 wat vanoggend hier is, weer as ons wat vanoggend hier ingeskakel is. Ons is deel van 'n gemeenskap wat oor hierdie hele aarde van die noorde na die suide, van die ooste na die weste strek. Maar dikwels wonder ek in hierdie gemeenskap van gelowiges, ons wat dieselfde geloof deel, ons wat ons geloof bely in God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, ons wat ook blootgestel is ten spyte van dit wat ons bely aan 'n virus wat ons voel ons al vir 6 maande gevange gehou het. Hoe praat ons mekaar moed in? Wat sê jy, my broer en my suster, vir iemand wat na 6 maande se wurggreep weer 'n manier moet vind om op te staan? En 'n besigheid, 'n lewe, 'n gesin weer op, 'n huwelik. Sy of haar eie persoonlike lewe wat in vlaarde is. Maar die gevaar is groot dat ons niks doen. Dat ons 'n wag en sien houding sal aanneem. Dat ons onsself aan die noodlot sal uitlewer. Wat moet gebeur? Moet gebeur. Hulle moet maar ontvang wat hulle wil vat. Sake sal so ver, daar's niks meer wat dit kan verander. Daarom dink ek is dit goed dat ons vanoggend uit Samuel gelees het. Want as hierdie boek met sy vertelling begin, dan lyk dit in Israel. Dan lyk dit in die leefwêreld van 1 Samuel en 2 Samuel, soos dit hier en wêreldwyd vandag ook lyk. Want in Israel het sake polities, ekonomies en ook maatskaplik erg beroerd gelyk. Israel het in morele chaos verval. En die boek Samuel begin waar rigters ophou. Die laaste hoofstukke van Rigters, en as jy nou herinnering lees, kan jy dit gerus gaan lees, is net ons daaglikse berigte vandag. Dis 'n verhaal van algehele morele ineenstorting. Ons word blootgestel aan afgodediens, verkrachting, moord, stamgevegte, mensenhandel, ontvoerings. Maar as ons vorentoe blik na dit wat na die Samuelboeke gebeur, dan lees ons 'n heel ander verhaal. Want ons lees aan die begin van 1 Konings dat die ekonomie in die land nou uiteindelik reggerig is. En dat daar na jare se verwaarlosing uiteindelik weer 'n tempel is waar almal saamgekom het om die Here te aanbid. Daar was weer 'n koning op die troon wat die land verenig het. Want julle sien, tussen die
wanorde en die begin van die koninkryk van orde lê hierdie twee Samuelboeke. En hierdie twee Samuelboeke vertel ons van 'n baie belangrike oorgangstydperk. 'n brugtydperk van die een toestand van algehele verval, van wanorde, van chaos, na 'n toestand van vrede, van aanbidding en diens aan God. En ons lees in hierdie twee boeke van Israel se hoop en verwagting dat hierdie nuwe tyd gaan aanbreek. En hulle wag hier op 'n besondere koning om sy verskyning te maak. Hulle wag op iemand soos Dawid om hulle weer te verenig en om hulle te beskerm, om godsdiens weer, om geloof weer 'n ereplek in die hart van die volk te gee. Maar hierdie wagtyd is altyd 'n tyd wat bitter kan wees en verwarrend. Want jy proe nog, jy beleef hierdie tyd van wanorde. Maar jy voel hier binne iets is aan die gebeur. Jy hoop daarop. Jy vertrou dit gaan gebeur. Jy smag daarna. Dit is 'n bitter tyd. En dit kan 'n verwarrende tyd wees. Want hulle ly nog steeds onder sosiale en ekonomiese onsekerhede. Daar's party van hulle wat twyfel of hulle ooit weer 'n toekoms gaan nie. Hoe bekend kan dit nie? Maar wat ons vanoggend moet hoor is, dat die verhaal van herstel, die pad na hierdie herstel, begin nie met koning Dawid nie. Dit begin nie nadat Dawid as seentjie, as koning gesalf is, nadat hy Goliat doodgemaak het, nadat hy Saul se troon oorgeneem het nie. Dit begin by dit wat ons vanoggend gelees het. Dit begin hoor baie mooi by omstandighede van desperaatheid en verslaandheid. Hoekom? Sodat ek en jy vandag sal besef dat die uitkoms wat God gee, sy verlossing en sy bevryding altyd genade is. Dit is iets wat net God kan gee. En wat ons vanoggend ook gaan hoor, is dat die groot dinge van God dikwels ook baie klein begin. Dit begin by jou, my broer en suster. Dit begin by jou, liewe seun en dogter. Dit begin by jou en dit waarmee jy dalk so intens op hierdie stadium in jou lewe worstel. En so word hierdie verhaal van Elkana en Hanna eintlik 'n kleiner weergawe van Israel se storie. Elkana is 'n man met 'n goeie en 'n baie sterk agtergrond. Maar hy worstel met 'n saak in sy huis wat die pad vorentoe vir hom eintlik baie moeilik gemaak het. Sy vrou Hanna,
wie sy naam ironies genoeg genade beteken, sy is kinderloos. En sy huis is verdeeld as gevolg van hierdie kinderloosheid. En Hannah is depressief. Sy huil aan mekaar. Sy eet nie meer. Iets wat hoeveel van ons mense deesdae baie goed verstaan en ken. En dit is in hierdie moederloosheid, dit is in hierdie desperate situasie, dat die Here dan op 'n goddelike manier ingryp. En hy doen wat hy voorheen ook met die kinderlose Sara en Rachel gedoen het. En dit wat die Here met Hannah doen, sy bemoeienis met en sy verandering aan die lewe van een enkele persoon is tipies van hoe God ook in veel groter volksake optree. Sy groot dinge begin dikwels baie klein. En so begin die geskiedenis van Samuel, Saul en later ook Dawid, die groot volksleiers van Israel, by 'n moederloos en 'n depressiewe vrou. Kan jy dit glo? Dit begin by moederlose desperaatheid, maar dit eindig by verwonderde aanbidding. Hoor mooi wat ons ook lees, vers 28. Ja, van die Here het ek hierdie kind afgespeel, en nou sal hy sy lewe lang iemand wees wat van die Here afgespeek is. Toe het hulle die Here daar aanbid. En ook verse 1 en 2, in hoofstuk 2, en Hannah het gebid, ek jubel in die Here, ek is sterk in die Here, ek lag my vyande uit, ek is bly oor die uitkoms wat U gegee het. Daar is geen heilige soos die Here nie. Buite U is daar nie een nie. Daar is geen rots soos ons God nie. Daar is geen rots soos ons God nie. Daar is nie 'n ander fondasie waarop ek my lewe kan bou as God nie. Daar is niemand anders wat my kan optel soos God nie. Daar is niemand anders wat my beter ken as God nie. En hierdie wonderlike uitkoms is moontlik gemaak, nie net in Hannah se persoonlike lewe nie, maar vir die hele volk Israel, en dit sluit ons vandag ook in, wat we nog in hierdie gedeelte lees, omdat God by elke deel van ons lewe persoonlik betrokke is. In vers 15 ons gelees, die Here het haar kinderloos laat bly. Vers 17 sê, God sal aan jou gee wat jy van hom afgesmeek het. Vers 19, die Here het aan haar gedink. Vers 27, die Here het aan my gegee wat ek van hom afgesmeek het. En wat beteken dit dan nou vir ons vandag? Ek dink dis baie duidelik. Hierdie gebeurtenis vertel my persoonlik van God se veranderende krag en sy liefde vir my, wat hierdie krag
hier binne in my aanvuur, sodat hy iets van sy goddelike krag ook in my lewe persoonlik kan beleef. En dat ek dit wat ek hier binne in my beleef, met julle kan deel. En met julle. En julle dan met die mense om julle. Want dink jy nie ook vanoggend dat hierdie woord wat ons gelees het, ons almal kan oortuig dat God uitkoms bring, juis daar waar dinge menslik gesproke hopeloos gelyk het. Waar ons gedink het, daar sal nie 'n uitkoms wees nie. Maar wat is tans besig om te gebeur? 'n wêreldwye pandemie herinner ons aan ons eie onvermoë. En dat ons juis daarom moet ons na God draai. Want ek en jy, die kinders van die liewe Heer vandag, verbondskinders van die almagtige Skepper God, ons is nooit weerloos uitgelewer aan die pynne en die probleme en die onsekerhede van hierdie wêreld nie, want God hou steeds vandag ook dit wat met ons gebeur, hoe pynlik dit op die oomblik mag gebeur, in sy hande. En dit beteken dat jy nou met God rekening moet hou. Nie net in groot wêreld en landsake nie, maar veral moet jy onthou dat God by jou persoonlik, my broer en suster, betrokke is. In alles wat met jou persoonlik gebeur. En daarom kan en moet ek en jy, soos Hanna, ook ons hart eerlik en heeltemal oopmaak voor die Here. Vir ons almal vandag wil hierdie stuk geskiedenis sê dat God sy beloftes nakom. En dat die lewe wat ons het, 'n geskenk, 'n gawe uit die hand van God is. Maar wat ons veral ook moet hoor en sien in Hanna, in Elkana, is dat Hanna haar beloftes nagekom het. Hoor jy dat dit beide kante toe gaan? God is altyd getrou aan sy beloftes. En hy vra van ons dieselfde. Wat Hanna het, soos wat sy beloof het, haar kind aan die Here te vertrou. Daar word vandag van ouers, van elkeen van ons verwag, en ons het dit ook beloof met die doop van ons kinders, om ons kinders ook groot te maak, sodat hulle die Here sal leer ken. En doen ons dit, dan sal die Here soos met Samuel van hulle ook Gods mense maak. Dit is nie al belofte wat ons gemaak het, my broer en my suster. Daar is ook ander beloftes wat ons hier in die teenwoordigheid van God gemaak het. Ons huweliksbeloftes van liefde en trou, en ondersteuning aan my huweliksmaat. Die beloftes van
gehoorsaamheid en diens en geloof, met die aflegging van ons geloofsbelijdenis, die beloftes van dienslewering en trou en waaksaamheid aan die gemeente, met die bevestiging as kerkraad. Daar is nie een van ons wat al nie 'n belofte in ons lewe gemaak het nie. Nou is die tyd dat daardie beloftes realiseer. En dat daardie beloftes nagekom moet word. Soos Hanna, daar waar jy sit, maak jou hart oop voor die Here. En praat met die Here. Bid ook sonder ophou tot hom. Hanna het die Here nie net een keer in die tempel gaan besoek. Sy het dit gereeld gedoen. Dit was deel van haar daaglikse lewe om tot God te bid. En die gebruik van daardie tyd het sy nagekom om elke jaar, terwyl sy kinderloos was, terwyl sy hierdie depressie beleef het, terwyl sy hierdie moedeloosheid, hierdie intense begeerte in haar gehad het sy getrou dat die Here toe gegaan. Bid sonder ophou tot hom. En soos Hanna, hou dan jou beloftes. Hou rekening met God in die groot en in die klein dinge elke dag in jou lewe. Hou rekening met God in al jou hoop en in elke verwagting wat jy koester. Want die Here God is by mag. Ongroot veranderinge ook deur jou tot stand te bring. Is jy daarvoor gereed? Is jy beskikbaar daarvoor? Amen. Kom ons bid saam. Here God almagtige, ons lees vanoggend opnuut dat U ons noodkreet hoor. U het die noodkreet van die volk in Egipte gehoor, toe hulle daar slawe was, toe die Egiptenaars die lewe vir hulle galbitter gemaak het. U het Hanna gehoor. U het die volk ook weer gehoor in Babel, in Ballingstad, daar by die riviere van Babel lê. U het vir hulle gesê, staan, ploeg, plant, trou, bid. U het ook die onuitgesproke gebed van Paulus gehoor voor sy bekering. Dit wat hy nie eens geweet het, hy in sy lewe nodig het nie. Toe hy met alles wat daar in hom is, die evangelie wou stilmaak. Toe hy hierdie passie gehad het om Christene dood te maak, het hy hom in sy spore laat stilstaan. En hy kon bely dit wat voorheen vir hom 'n bate was, is nou waardeloos, want om U te ken, om in U te glo, al sou dit gevangenskap beteken, oortref alles in waarde. En
so deur die geskiedenis heen, Here, hoor ons die een getuienis na die ander. Dikwels onder uiters moeilike omstandighede, dat dit U is wat keer op keer nuwe uitsig gee. Dat dit U is wat hoop bring. Dat dit U is wat ons optel en ons op 'n pad bring, Here, wat ons voorheen nooit aan sou gedink het nie. Dankie daarvoor. Dankie dat U my swak sondaar mens gebruik, Here, om die evangelie te verkondig. Dankie dat elke broer en suster van my, elke vriend, Here, wat in U glo, instrument in U hand is. Ten spyte van en dikwels juis ook as gevolg van dit wat hulle so intens in hulle lewe beleef. En die belofte wat U gemaak het, al sou ons deur water moet gaan, al sou ons in 'n vuuroond beland, U is daar by ons. En ek bid dit, Here, vir elkeen hier vanoggend, vir elkeen by die huis, dat ons in die geloof sal opstaan en sterk staan, en dat ons hierdie boodskap van hoop, verlossing en bevryding in ons eie hart, in ons getuienis, die wêreld sal indra, tot U eer, in Jesus naam. Amen. Gemeente, kom ons sing in verwondering Psalm 464. O Heer, my God, as ek in eerbied wonder en al U werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou. Ja, ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. O Heer, U sorg vir klein, vir groot, vir alles. En U sorg dag na dag vir my, U kind. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Want deur die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik, Heer, U groote naam. En let op hoe ons dit ook sing, verse 1 en 2, en dan die refrein, verse 3 en 4, en dan die refrein.
skepper van die hemel en die aarde, nie sal toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm sal nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in en hy slaap nie. Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevare. Bedag sal die son jou nie steek nie en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar, jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Amen. Geliefdes, mag julle ook met groot verwagting die nuwe jaar, die nuwe week in die Here se teenwoordigheid begin ook. Mag julle weet en dit koester ook in julle harte dat niks vir God te groot is. Dat geen gevangenskap, emosioneel, psigies, geestelik of ook liggaamlik jou van God se liefde, sy genade en sy radikale ingryping in jou lewe kan weghou. En dat ook jy, ondanks jou omstandighede, vir God bruikbaar is. Kom ons kyk net na hierdie week se verjaarsdag. Vandag, Marianda Barend, ek hoop julle is ingeskakel, baie geluk met julle verjaarsdag vandag, mag die Here julle ook seën met sy liefde en sy genade. Môre is dit ook Fred Hurter wat verjaar en Nadine van die kerk, en Vrydag is dit Sandra Swarts wat verjaar. As daar enigiemand anders is wat hierdie week verjaar, hier op by die huis, baie geluk ook met julle verjaarsdag, mag julle ook op 'n wonderlike wyse die Here se nabyheid in hierdie nuwe lewensjaar dan nou ook beleef. En dan gemeente het ons 'n projek wat ons ook gaan loods. Ek dink die kaartjies sal seker hierdie week beskikbaar wees, ek glo so net. Die boekies sal hierdie week beskikbaar wees. Dis dan nou ook 'n wegtreek naweek in Heidenburg, in Magubas Kloof, Georges Valley, wat
ook daar baie naby is. En ek het hom aanvanklik in die bekendstelling het ek gesê, ons het almal hierdie rus nodig van 'n naweek met daardie pragtige uitsig. Jy kan lees, jy kan ontspan, jy kan stap, jy kan forel gaan vang, nog nie alweer net op so 'n bietjie terug. Jy kan regtig weer jouself gaan vind na hierdie 6 maande. Totdat iemand hierdie week by my gekom het gesê, Dominee, weet jy van 'n plek waar ek juist die teenoorgestelde kan beleef? Want na hierdie 6 maande se inperking, het ek lus, alweer nou kan jy die skyfie aanskyf. Ek het lus vir 'n bietjie aktief en erg aktief wees. En toe besef ek, maar hierdie wegpreek naweek kan juist dit ook vir jou gee. Maar hoe was Kloofavonture beleef, kan jy dit ook alles wat beleef. En ek het so 'n bietjie by die webtuiste ingegaan, en ek het iets gelees ook dat kloofie, ek sê dit nou maar in Afrikaans, is werklik waar 'n ekstrem sportsoort. Jy spring van bo van 'n kraans af in 'n waterpoel daaronder. Jy swem in water wat tussen rotse gaan. Jy's op 'n kanoe. Jy beleef die natuur en die water soos niks anders nie. Natuurlik moet jy fiks genoeg wees daarvoor, so as dit jou ding is wat die adrenalien laat pomp, dan is hierdie wegbreek naweek ook vir jou. So baie, ons kan dit so bemark, jy kan ontspan en rus, maar jy kan ook erg aktief wees. En dis alles baie naby mekaar ook daar. Daar is ook nie 'n beperkte oplaag boeties wat ons gaan druk, wat ek dink dit ook heel interessant gaan maak vir ons almal dan ook. Baie dankie. Beleef 'n goeie week. Dankie vir ons musiekbediening. Julle was almal vanoggend hier teenwoordig. Dankie vir elkeen van julle, die dienswerkers wat vanoggend hier was, en julle wat hier teenwoordig was. Hierdie week gaan ons nie 'n register hê nie. Julle kan almal die erediens bywoon, maar nog steeds gemasker, gebottel met die reiniger, en nog steeds maak ons die banke skoon. Gesinne kan by mekaar sit, maar andersins die 1.5 meter afstand. Ons gemeente gebruik die banke wat nie gewerk is nie. Oostelike Pietersburg gebruik die gewerkte banke, en so gaan ons dan vir die volgende tyd dan nou ook 'n geseënde week vir julle almal. Groetnis.